Kerk van die Here, ons tema vanmôre is skuldig, maar gered. En ons gaan lees uit Romeine 8 vers 1. Die woord sê vir ons, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Ek gaan dit weer lees. Die woord sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Dis net vir die wat in Christus Jesus is. Amen? Amen. Dis nie vir almal nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie. So as jy vanmôre hier sit en jy wandel nog na die vlees, is hierdie skrif nie vir jou bedoel. Nou is jy almens maar min vanmôre. Maar dis die waarheid, kerk. Dis die waarheid. Hy sê, maar die wat in die gees wandel, vir hulle is daar geen veroordeling nie. En om skuldig te wees beteken dat iemand verantwoordelik is vir 'n verkeerde daad, oortreding of sonde wat hy of sy gepleeg het. In die algemeen of alledaagse lewe beteken dit om skuldig te wees dat jy iets gedoen het wat verkeerd was. Is of natuurlik teen 'n reël, wet of beginsel gestaan of gegaan het, waarby jy nou aangekla sal word deur die reg of deur iemand. En as ek 'n voorbeeld kan gebruik vir die manne wat nie by die spoedgrens kan hou nie en daar 'n beampte voor jou inspring en jou aftrek en jou 'n boete gee, want jy is skuldig bevind dat jy die verkeersreëls oortree of ongehoorsaam was aan die land se wette. Nou as ons hierdie skuldig omsit in 'n Bybelse konteks, het dit basies dieselfde betekenis, alhoewel jy skuldig staan voor God as jy sy reëls en sy wette gehoorsaam. Voor God beteken skuldig dat ons almal gesondig het en daarom nie aan sy volmaakte wil of standaarde voldoen nie. Wie van ons kan vanmôre sy hand opsteek en sê ek is onskuldig? So ek dink almal van ons staan skuldig vanmôre. Almal, daar is nie een mens wat onskuldig kan pleit vanmôre nie, want elkeen van ons sondig. Daagliks. Romeine 3 vers 23 bevestig dit, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Met ander woorde, dit ontbreek ons aan die wil en aan die volmaakte standaard van God. Maar daar's goeie nuus vanmôre, kerk. Terwyl ek vanmôre weet ek staan skuldig, kan ek die Here dankie sê dat ek ook gered staan deur die bloed van Jesus Christus. Want Jesus het reeds die prys betaal sodat ek gered of skoon gewas kan staan voor God vanmôre. Jy weet vanmôre wanneer God na ons kyk, sien hy jou nie vir wie jy nou is nie. Maar daar kom 'n dag wanneer hierdie middelaar uit sy posisie gaan uitbeweeg en God jou gaan sien vir wie hy is. Ons kan vanmôre hierdie Jesus wat as middelaar vir ons opstaan tussen God en die mens, wat hierdie versoening, hierdie wonderlike versoening gebring het die dag toe hy aan die kruis gehang het, staan hy vanmôre en deur tussen ons en God. En wanneer God na ons kyk, kyk hy deur hierdie spierwit laken wat Jesus genoem word en hy kyk na jou as wit, gewas en skoon sonder 'n vlek van sonde. Dit is wat Jesus Christus vir u en vir my beteken. Ek erken vanmôre wel ek is skuldig, maar ek word deur Jesus vrygespreek en gered. En al staan ons skuldig, weens ons sonde, het Jesus die straf vir ons gedra, sodat ons vanmôre kan sê, ek het vergifnis ontvang en redding ontvang deur die geloof wat ek in Christus Jesus het. Daarom kan ek vanmôre sê, ek is skuldig, maar ook gered.
Romeine 5 vers 8 sê vir ons, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, terwyl ons nog sondaars was. En baie belangrik, dis iets wat ons altyd moet onthou. Dis bitter belangrik. Moenie vanmôre hier sit en dink, omdat ek gered is deur die bloed van Jesus, omdat Jesus reeds die prys betaal het, kan ek nou maar net aangaan met my lewe, soos wat ek gewoond is om aan te gaan. Ek kan doen wat ek wil, ek kan sê wat ek wil, ek kan maak wat ek wil, want Jesus het mos die prys betaal. Ek kan ander ongehoorsaam wees aan God se woord, omdat God se genade mos meer word, soos vir die sonde lewe. Hou ek maar aan met my sondige lewe, omdat ek weet, ek word in elk geval as skuldig geklassifiseer. Maar daarom weet ek is gered deur die bloed van Jesus. En hoewel Jesus Christus ons deur sy genade van die skuld en straf van sonde vrygemaak het, beteken dit nie, ek het die reg om aan te hou sonde. Inteendeel, ware redding bring 'n veranderde hart voort, wat daarna verlang om God te eer en volgens sy liefde te doen. Is dit nie wat liefde doen? Liefde maak dat 'n mens tog beter wil wees teenoor iemand anders, vir iemand meer wil doen. Dit is die verlange wat ons in ons harte behoort te hê. Die genade van God is nie 'n verskoning vir ongehoorsaamheid, maar eerder 'n kragtige rede om te streef daarna om heilig te leef. Wanneer ons besef wat 'n geweldige prys Jesus aan die kruis betaal het om ons te red, behoort ons reaksie nie te wees om gemaklik met sonde saam te leef nie, maar om daarvan weg te draai en eerder nader aan God te begin beweeg. Sonde is iets wat ons verhouding vernietig met God. Dit steel ons vreugde en dit verhinder ons geestelike groei, terwyl gehoorsaamheid vrede, seën en geestelike volwassenheid bring. Daarom word gelowiges geroep om elke dag teen sonde te stry. Nie uit vrees vir veroordeling nie, maar uit liefde en dankbaarheid teenoor die Here wat hulle gered het. Wie van u kan vanmôre sê, ek stry met alles in my teen sonde? Ons stry nie genoeg daarteen. Nie een van ons kan vanmôre stry daarteen. As ons werklik waar teen sonde gestry het. Wie van u het al Marlyn gevang? Dis 'n groot voorreg. Ek was al 'n paar keer in my lewe op die see gewees. En die vorige keer, of die laaste keer toe ons gegaan het, toe is ons gelukkig om 'n Marlyn te haal. En ek wil vir jou een ding vertel. Hy was maar net 100 kilogram gewees, 'n blou Marlyn. Maar om daai ding uit die water uit te kry, is nie enige man se maak. Ons was 3, eintlik 4. Ons was 'n tag team. Het julle al die tag teams gesien het by WWE? As jy een tag, dan los jy aan en dan spring jy aan en in. Ek het met hierdie armpies het my niks gehelp. Ek het so, ek gaan nou die mic wegvat vir 'n oomblik. Ek het so gestaan en katrol. Op 'n stadion. En wanneer die blessed se ding hier naby die boot kom, dan begin hy weer te hardloop asof daar niks fout is met hom. Hy het gestry om op die boot te kom. En as ek en u vanmôre net daai stry kan hê om nie te sondig, soos wat daai Marlyn gestry het om op die boot te kom. Kerk, gaan ons op 'n beter plek wees in Christus. Kan ons dit doen? Kom ons stry bietjie teen sonde. Ons kan dit doen. Dis die Here het ons gemaak om dit te kan doen. Maar in myself kan ek dit nie doen nie. Ek het God nodig in my tag team. Sê Here, ek is moeg, ek kan nie meer. En ek garandeer vir u vanmôre, God sal jou nie alleen los. Hy sal inkom om jou te help. Dus Romeine 6 vers 1 en 2 sê, sal ons in sonde bly dat die genade meer word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe?
ander woorde, 'n kind van God of 'n Christen leef nie om sonde te regverdig nie, maar om deur die krag van die Heilige Gees al meer soos Christus te kan word. Dit is waarvoor ons moet stry. Dit moet die stryd wees. Dit is waarvoor ons moet opstaan in die môre. Ons kan vanmôre eerlik wees en sê, sonde is lekker. Is dit nie? Dis lekker, ja. Maar nou nie hier sit en skyn heilig wees nie. Sonde is lekker, dis hoekom ons dit doen. Veral as ek dit moet skelm doen, man, dan is dit eers lekker. Ja. Julle kan maar amen sê. Maar as ek die deur moet sluit, en weet, niemand mag nou hier inkom nie. Dis lekker om te sondig. Dis sodat ek in die vlees wandel, wanneer hierdie dinge gebeur. Het raak vir my lekker om skelm te wees. Dis beter. Dis lekker. Dis wat die vyand wil hê jy moet dink. Dis lekker om dinge te doen wat jy weet jy nie mag doen nie. Die gevoel wat 'n mens soms kry om dinge te doen wat jy weet verkeerd is iets wat elke een van ons soms ervaar. Vanuit 'n Bybelse perspektief word dit gewoonlik beskryf as versoekinge en 'n aantrekkingskrag of 'n begeerte om iets te doen wat jy weet teen die wil van God is. Of wat jy weet verkeerd is om te doen. Maar kom ek sê nou vir die kerk, wie van ons dink aan God die oomblik as ons begin met hierdie ding? Dis die laaste persoon waarom daar gedink word. Dit begin gewoonlik nie by die daad self nie, maar by die gedagtes en die begeerte wat ek ontwikkel, emosie of die geleentheid wat die vyand op my pad geplaas het. Dit is belangrik om te verstaan dat versoeking op sigself nie sonde is. Hoe kan ek dit sê? Want Jesus Christus was ook versoek. Maar hy het nie gesondig nie. Die sonde ontstaan wanneer ons aan hierdie versoeking toegee en dit dan in 'n daad omsit. Maar dit sou 'n versoeking bly totdat jy toegee dan. Dink bietjie so daaraan. 'n Versoeking is soos 'n versoeking is iets wat deur die sleutelgaatjie loer. Maar dit sal 'n versoeking bly terwyl dit deur die sleutelgaatjie loer. Totdat ek kom en die deur oopmaak vir die versoeking om in te kom. Dan word dit sonde. Versoeking op sigself is nie sonde. En die woord is baie duidelik dat ons wel versoek sal word. Baie keer speel ons menslike natuur, soos ons emosies, ons trots en begeertes, nuuskierigheid en selfdruk van ander mense 'n rol in hierdie proses. En ek gaan vanmôre praat oor las. Want las is iets wat bitter baie mense mee sukkel. Las is 'n versoeking. Jy is die een wat toegee in hierdie versoeking. Las vat gewoonlik die oorhand as dit kom by versoeking. Las is iets waarmee die wêreld geskit word. Stem jy saam met my? Want die meeste huwelike of verhouding gaan ten gronde weens hierdie enkele klein woord, las. En las verwys na 'n baie sterk, onbeheerde begeerte, wat iemand dryf om iets te kan hê of te kan doen op 'n manier wat totaal en al in lyn is met God se wil. Kom ons wees eerlik vanmôre. As las intree, is God nêrens te vind. Dan word daar nie aan God gedink. Dan word nie eens aan jou huweliksmaat gedink. Dan word aan hierdie begeerte wat jy in jou hart het gedink. Dis alwaar jy dink. Hoewel die woord las dikwels met seksuele begeertes geassosieer word, kan dit ook verwys as enige intense begeerte soos om mag te hê
soos om geld te kan hê, besittings of selfs plesier. Vanuit 'n Bybelse perspektief begin las dikwels in die hart en in die gedagtes. Dis nie iets wat dadelik oorgaan in die daad nie, nee. Begin hier, en dan hier, my hart. Jesus het ons geleer dat sonde nie net in uiterlike dade gaan nie, maar ook oor die begeertes wat ons koester in ons hart. Matteus 5:28 sê, maar ek sê vir julle dat elke een wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. Manne, is dit moontlik om na 'n mooi vrou te kyk sonder om haar te begeer? Ja, dit is. Dit is moontlik. Want ek is in beheer van my gedagtes. Moenie die vyand in beheer sit van jou gedagtes. Dames, is dit moontlik om na 'n mooi man te kyk sonder om te begeer? Ja, dit is, behalwe as jou eie man mooi is. Dan kan jy hom aan begeer. As hy so buk aan die kombuis, dan kan jy hom al so slap gee en sê, man, jy is dan 'n sexy ding. Lyk my begin preek oor 'n huwelik bietjie. Ja, dit lyk vir my so. Daar's niks fout daarmee nie. Solank dit jou eie man en jou eie vrou is. Matteus 5:28 sê, maar ek sê vir julle dat elke een wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Last verskil van normale begeertes. En God het mense met begeertes geskape. Die mens word geskape met 'n begeerte. Jy kan begeer om nader aan God te wees. Jy mag begeer om meer en meer van Christus te wees. God het ons geskape. Maar las ontstaan wanneer daardie begeertes beheer oorneem en ons wegtrek van wat reg en heilig is. Daarom waarsku die woord elke gelowige dat hulle gedagtes en hulle harte moet bewaak word. En dat ons moet seker maak dat ons begeertes van die vlees nie oor ons liggaam reageer of regeer. 'n eenvoudige manier om dit te stel is, las is wanneer die begeerte belangriker word as jou gehoorsaamheid aan God. Die oplossing volgens die Bybel is nie net om die verkeerde begeerte te onderdruk nie, maar om jou hart op Christus te rig, jou gedagtes met God se woord te vervul en die leiding van die Heilige Gees te volg. Galasiërs 5:16 sê, maar ek sê vir julle, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring. So wat moet ek doen vanmôre om seker te maak hierdie begeerlikheid van die vlees tree nie in my lewe? Begin wandel in die Gees. Ons wandel nog steeds te veel in die vlees. Dit is hoekom ons onder hierdie versoekinge onderdruk word en ons faal elke keer op keer, want ons wandel nie in die Gees. Met ander woorde, nooit dat jou begeertes jou lei nie, maar maak eerder seker dat God se Gees die een is wat jou lei. Jakobus beskryf dit so mooi vir ons in Jakobus 1:14 en 15. Waar hy sê, maar elke een word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, hoor wat sê die woord, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Prakties gesien kan ons dit vanmôre soos volg uiteensit. Jy voel kwaad en jy wil iemand terugkry daarvoor. Jy sien 'n kans om oneerlik te wees vir persoonlike voordeel. Jy voel die drang om iets te doen wat jy weet
nie reg is nie. Jy ervaar druk om saam met ander verkeerde besluite te neem. Die gevoel self beteken nie dat jy 'n slegte mens is of dat jy reeds gefaal het. Dit is juis in daardie oomblik dat jy 'n keuse het om te maak. Om daardie gevoel te volg of om eerder volgens jou eie waardes, jou geloof en oortuigings deur die Heilige Gees op te tree. Dis wanneer geestelike volwassenheid intree. Is wanneer jy hierdie keuse kan maak. Maak nie saak of het ek nou daaraan gedink nie, ek maak 'n keuse om nie verder daaraan te dink. Geestelike volwassenheid beteken nie dat versoekings verdwyn nie. Ons het gehoor, ons weet dat Jesus Christus self as die Seun van God versoek was. So wie's jy om nie versoek te word? Versoekings verdwyn nie as jy 'n geestelike volwassenheid bereik het nie. Dit beteken slegs dat jy het geleer om hierdie goed te identifiseer, dit te erken, en jy erken, ek het God se hulp nodig om die regte keuse te maak wanneer dit daartoe kom. En 'n kragtige waarheid vir gelowiges vanmôre is dat die Heilige Gees nie net sonde uitwys nie, maar ook krag gee om dit te kan oorwin. Die Heilige Gees is nie net daar om heeltyd vir jou te sê, dit wat jy nou doen is verkeerd nie. Dit wat jy nou gaan doen is verkeerd. Dit wat jy nou gedoen het was onnodig. Nee. Hy is ook daar om jou die leiding te gee, te help om nie hierdie deur te voer. Dis waarvoor die Gees daar is. Dis om die Gees vir elkeen van ons vir beskikking is. Daarom hoef 'n Christen nie meer elke gevoel beheer te word. Ons word geroep om nie volgens ons gevoelens te leef nie, maar volgens God se waarheid. Ons kan sonde nie deur ons eie krag oorwin nie. Ons kan dit slegs oorwin deur die krag van die Heilige Gees wat in ons werk. Die menslike natuur is van nature geneig tot sonde. Dis wie ons is. Dis hoe ons geskape is. Dis hoe ons gebore is. Hoekom? Want ek is gebore met 'n besluit, 'n wilsbesluit. Ek het 'n keuse. Ek is die een wat 'n keuse maak. Dis hoe God ons geskape het. Anders kon die Here net sowel robotte gemaak wat geprogrammeer word. Dit is nog 'n ding hoekom Jesus so liefde het vir die mens. Want as ek vanmôre hier kan staan en sê, Here, ek loof U en ek prys U, doen ek dit nie omdat iemand my gedwing het om dit te doen, doen dit uit my eie wil uit. Dit is wat so kosbaar is vir God. Ek het 'n keuse gehad of ek vanmôre hier naartoe wil kom. Ek kon 100 ander verskonings gehad het om nie hier te wees, maar ek het 'n keuse gemaak. Ek wil vanmôre kom om die Here se naam te loof en te prys. Ek wil vanmôre hier wees omdat ek die woord van God wil ontvang. Dis my keuse. En dit is hoekom God sê die mens is so kosbaar. Die menslike natuur is geneig om te sondig. En dan probeer ons hoe hard dit bly kom. Maar dit is waar ons self uiteindelik ons eie swakheid ontdek. Daarom is dit belangrik dat jy jouself identifiseer waarmee jy sukkel. Dit maak nie saak wat dit is nie, ja? Waarmee sukkel 'n alkoholist vanmôre? Met drank. So wat moet ek doen? Die drank wegvat van my. Hy moet sê, nou moet nie drank in my huis wees, want ek sukkel daarmee. Erken waarmee jy sukkel, gee dit vir die Here en maak seker jy kom nie weer by daai plek uit. As dit dobbel is, moet jy eers verby 'n dobbelhuis ry nie. As dit pornografie is, moet jy eers vir jou data op jou foon sit. Bly weg van hierdie gedrag. As dit iets is waarmee jy sukkel, maak seker jy identifiseer dit. En jy bly weg van dit af. Die Heilige Gees oortuig ons van sonde
en help ons ook om versoekings te erken en gee ons die krag om nee te kan sê vir dit wat verkeerd is. Ja, vir dit wat God behaag. Dis waarvoor ons ja sê. Wanneer ons op ons eie vermoëns vertrou, val ons baie maklik. Maar wanneer ons daagliks aan die Heilige Gees onderwerp en onderworpe bly en in afhanklikheid van hom leef, vorm hy die karakter van Christus in ons. En die oorwinning oor sonde kom nie deur jou eie wilskrag alleen nie. Ja, dit is goed om te sê, ek wil nie meer sondig nie. Maar kerk, ons het die Heilige Gees nodig om ons te help om dit deur te voel en deur te trap. Want in jou eie krag kan jy dit nie doen nie. Ons het 'n verhouding met God nodig, waarin die Heilige Gees ons harte en ons gedagtes en ons dade verander. Soos Galasiërs 5:16 sê, wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring. Die Christen, die kind van God se oorwinning, is daarom nie 'n bewys van sy eie krag, maar van God se krag wat deur ons werk. Daarom kan ek vanmôre sê, al staan ek skuldig, is gered deur die lam. Want dit beteken dat jy eerlik erken dat jy 'n sondaar is en dat jy voor God skuldig staan, maar terselfdertyd ook glo en aanvaar dat Jesus Christus jou gered het en jou skuld vergeef. Dit dra twee belangrike waarhede saam. Eerstens, skuldig. Wat beteken jy besef dat jy nie volmaak is nie en dat jy God se standaarde oortree. Jy probeer nie jou sonde wegsteek of regverdig nie, maar erken dit eerder nederig voor God. Dis iets waarmee mense verskriklik sukkel. Vir ander is dit maklik om te sê, ek is verkeerd gewees, ek is jammer. En vir baie mense is dit 'n vreeslike ding. Tweedens is gered, beteken jy vertrou dat Jesus se kruisoffer genoeg was om jou te vergewe en om jou nuut te maak. Met ander woorde, jy leef nie meer onder veroordeling nie, maar onder die genade en die vergifnis van die Here Jesus Christus. Bybels gesien, leef 'n kind van die Here met hierdie spanning van nederigheid en hoop, en jy weet, jy verdien nie hierdie redding van Christus nie, maar jy ontvang dit as 'n geskenk deur jou geloof. So jy loop nie rond met trots en selfregverdigheid nie, maar ook nie met hopeloosheid en skuldgevoelens nie. Ek weet ek is skuldig, maar ek glo ook, ek is gered. Ons teks van oordeenking som het so mooi op vir ons vanmôre. Romeine 8 vers 1 sê, daar in hoofletters is daar nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Hierdie vers beteken dat elke persoon wat waarlik in Christus Jesus glo en in verhouding met God leef, nie meer onder die oordeel staan. Nie meer onder veroordeling staan. Geen veroordeling beteken dat die skuld van jou verlede nie meer as 'n straf oor jou. Dit maak nie saak wat jy gedoen het in die verlede. Dit maak nie saak wat jy gedoen het. Hoor my vanmôre. As jy jou hart vir die Here gegee en jy het voor God gerepent vir dit wat jy gedoen het, wat verkeerd is. Met ander woorde, ek het geerken, wat is my sonde, en ek het voor God gekom en my sonde voor God neergelê en sê, Here, dit is wat ek verkeerd gedoen het. Ek vra in die naam van die Here dat U my sal vergewe en ek dit nie weer sal doen. Dan is jou verlede nie 'n straf van oor jou hand meer. Dit is vergewe deur God. Amen. Gee nie om wat jy gedoen het nie, kerk.
Dit maak nie saak nie, you name it. As jy voor God vergifnis gekry het, is dit vergewe. Moenie dat die vyand jou aanhou herinner aan dinge van jou verlede nie. Ook nie jou vrou nie. En ook nie jou man nie. As God ons vergewe het, wie is ons om nog dinge teen mense te hou? Wie is ons? Vergeet van daai dinge van jou verlede, wat jy dink en voel, God nog teen jou hou. God hou niks teen niemand. As jy jou hart vir die Here gegee en vir God vergifnis gevra, dink hy nie eens weer daaraan. So jy hoef ook nie daaraan te dink. Die vers beteken dat elke persoon wat waarlik in Jesus Christus glo, in 'n verhouding met hom leef, nie meer onder die veroordeling staan. Jesus het reeds die prys betaal vir elke een van ons sondes. Jy staan nie meer as 'n veroordeelde voor God nie, maar as iemand wat vergewe is en regverdig verklaar is deur jou geloof in Christus Jesus. Die tweede deel van hierdie vers wat sê, die wat nie na die vlees wandel nie, maar in die gees, wys ons hoe 'n lewe in Christus lyk. Om na die vlees te wandel beteken om volgens ons sondige natuur, selfsug en menslike begeertes te lewe, waar God nie die middelpunt is van jou lewe. Om na die gees te wandel beteken om daagliks onder die leiding van die Heilige Gees te bly leef en om sy stem te gehoorsaam. Sy woord te volg en toe te laat dat jou gedagtes, keuses en jou karakter verander. Dit beteken nie dat gelowiges nooit weer sal struikel nie. Nee, maar dit beteken dat hulle meer hierdie sonde beheer. Hulle word nie meer deur hulle sondes beheer nie. Hulle het nou beheer oor hulle sonde. Dit is waar die verskil is. Met ander woorde, hulle rigting en hulle fokus word totaal en al verander en ons fokus is nou op God en God alleen. En saam leer hierdie vers ons 'n kragtige waarheid. En ek wil jy moet mooi luister nou wat ek nou gaan sê. Jou identiteit in Christus is nie veroordeling, maar vryspraak. En jou lewenspad word nou deur die Heilige Gees gelei, nie deur jou ou natuur. Jy leef nie meer om God se guns te verdien nie, maar uit die guns wat jy reeds in Jesus ontvang. Daarom kan 'n gelowige met vrymoedigheid leef, maar ook met verantwoordelikheid, want die Gees wat jou gered het, lei jou ook om 'n ander tipe lewe te lei, om anders te lewe. Ek is nie of word nie meer gedefinieer deur my skuld nie, maar deur Christus Jesus se vryspraak en sy redding. Moenie probeer om die sonde te oorwin vir God nie. Laat die Heilige Gees toe om die sonde te oorwin in jou. Die woord leer ons baie duidelik dat bekering, repentance, deel is van ons redding. Om te bekeer beteken om van hart en rigting te verander. Met ander woorde, jy draai weg van hierdie sonde af. Bekeer beteken totaal en al omkeer. As ek sê, ek bekeer my van my ou lewe, beteken dit ek draai my rug op my ou lewe. Daarom kerk is dit so bitter belangrik, dat jy nooit jou fokus op jou verlede plaas. Want onthou nou mooi, die oomblik, wanneer jy terugdraai na jou verlede toe, draai jy die rug op die toekoms. Waarna toe jy moet beweeg, draai jy jou rug. Daarom sê ek vir u vanmôre, vergeet van hierdie goed, van jou verlede. God het reeds vergeet van dit. 'n totale omkeer kom in jou hart en in jou gedagtes en in jou lewe. Die dag as jy sê, ek bekeer my nou tot God. Jesus se boodskap was gewees, bekeer julle en glo die evangelie. En bekering, moenie vir my hier vertel vanmôre dat, ja, ek het myself in 1994
bekering en nou is ek 'n kind van God. Die bekering beteken ons besluit dit elke dag. Elke môre as ek my oë oopmaak, maak ek 'n besluit vir die Here. Maak ek 'n besluit, ek draai my rug op my verlede, ek draai my rug op die sonde en ek draai my gesig na God toe en ek wandel in die Gees. Want ek wandel nie meer in die vlees. Bekeer julle en glo die evangelie. Daarom kan redding nie gesien word net as glo in God nie. Jy kan nie hier sit verborge sê, ek glo dat daar 'n God is, en nou is ek op pad hemel toe. Nee. Terwyl jy doelbewus in sonde bly. Dis waar baie mense dit mis. Baie mense dink, as ek glo dat daar 'n God is, en glo dat Jesus Christus aan die kruis vir my gesterf het, is ek op die regte plek. Jy gaan nie my hemel mis, my broer. Jy gaan die hemel mis, my suster. Jy moet jouself omkeer en wegdraai van jou huidige sondige natuur om die hemel te gaan maak. En snaaks genoeg, is vir my snaaks as ek kan glo, daar is 'n God wat op sy troon sit, en ek kan glo dat Jesus gesterf het vir my sondes. Hoe kan ek nog steeds aangaan met my ou sondige natuur? Hoe? Jy moet jouself tot God bekeer om vanmôre te kan sê, ek staan as 'n geredde in Christus Jesus. Het is belangrik om dit te verstaan. Wat ophou met sonde beteken, is redding is nie omdat jy eers perfek opgehou sondig het. Dit is omdat jy na Jesus toe kom met 'n berouvolle hart, soos daai eerste lied wat ons gesing het. Ek erken dat ek het sonde en ek het berou oor my sonde. Ek kom met 'n berouvolle hart na God toe en ek vertrou die Here vir vergifnis. Niemand word gered omdat hy reeds heilig is nie. Ons word gered omdat ons Jesus nodig het. En omdat ons sy vergifnis ontvang. Wat wel gebeur is dat ware bekering 'n nuwe rigting in jou lewe begin. Jy wil nie meer in sonde leef. Dit is die verstaan. Ware bekering beteken dat ek wil nou nie meer sondig nie. Ek wil nie meer in sonde lewe nie. Met ander woorde, hierdie dinge wat ek weet wat verkeerd is en nie in lyn is met God se woord nie, wil ek niks mee te doen hê nie. Wil nie meer in sonde bly leef nie. Die Heilige Gees begin om jou te verander, omdat dit oor tyd oorwin kan word. Niemand van ons kan sê, die oomblik toe ek my hart gegee het, is ek op die regte plek, op die volmaakte plek nie. Nee, ons strewe daarna, elke dag. Partymal is dit 1 tree vorentoe en 2 tree terug. Wie het dit al ervaar in die lewe? Almal van ons. Kan sê ek strewe steeds, Here. Maak nie saak hoe sterk die wind van voor af waai nie. Here, ek probeer nog steeds. Ek gee nie op nie. Ek hou aan probeer. Ek bly staan en ek bly wandel in die Gees. Ons word nie in 'n oogwink verander en nou is ons ewe skielik hierdie pragtige bloetjie in Christus Jesus se oë nie. Hoekom nie? Want ek kom soos wat ek is, met al my bagasie, met al my sonde wat ek steeds vanoggend nog gepleeg het, kom ek by die Here uit en die Here verander my hart en daarvan af begin die Gees met my werk. Dis soos 'n rou, growwe diamant wat geslyp word. Die diamant word nie uit die grond uitgehaal en hy's perfek geslyp nie. Hy word geslyp. En dit vat tyd om daai diamant te slyp. Dis presies wat met ons gebeur as kinders van God. Dit vat tyd voordat jy volmaak soos daai diamant voor God kan staan. Wanneer jy gered is, begin God jou verander sodat jy al minder in sonde leef. Daar is die verskil.
Die verskil is nou, wil ek nie meer sonde pleeg. Ek wil nie meer sonde pleeg. Jakobus 2:17 sê, net so is ook die geloof, as dit geen werk het nie, in sigself doen. 2 Korintiërs 5:17 sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, het dit alles nuut geword. Dis wat gebeur wanneer jy jouself tot God bekeer. 'n eenvoudige manier om dit te sê is, bekering is nie perfeksie om redding te verdien nie. Maar dit is 'n hart wat draai na Jesus toe, wat dan jou lewe begin verander. Redding kom deur genade, nie deur perfekte gedrag nie. Bekering beteken jy draai weg van die sonde en jy draai na God toe. En ware geloof lei jou tot 'n veranderde lewe deur die Heilige Gees. Maar weet ook vanmôre dat die vyand as aanklaer vir die mens optree. Die Bybel noem die duiwel die aanklaer van ons broers. Openbaring 12 vers 10 sê, toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil van die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword en die mag van sy Christus. Want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklag voor ons God dag en dag. Vir die van u wat nie geweet het nie, die vyand kla die broeders aan, dag en nag. Elke oomblik wat jy skeef praat, sal hy vir God gaan sê, kyk daar, dit is nou een van jou kinders. Dis hierdie gelowige, wat elke Sondag in die kerk sit, wat sy hande opsteek en die loof en prys, dit is nou hy daar. Kyk waarmee is hy besig. Hy sal aankla. Maar as jy Sondag het in die reg gemaak, hoekom wil ons vir die vyand hierdie skietgoed gee? Hoe dink ons vanmôre moet God voel? Ek dink nie die vyand het tyd vir enigiets anders nie, want hy spaal daar om ons te verklaar. Ek dink hy's besig. Dit beteken sy werk is om mense voor God en hulle gedagtes te beskuldig, te veroordeel en hulle met skuld, skaamte en hopeloosheid te oorweldig. Net soos wat hy jou voortdurend herinner aan jou foute en probeer om jou identiteit te breek en te fluister dat jy nie goed genoeg is nie en dat God jou nooit sal vergewe vir dit wat jy nou gedoen het. Of dat jy nooit sal verander nie en jy altyd sal faal. Jy sal altyd 'n mislukking bly. Sy doel, sy enigste doel is om jou weg te trek van God af. Deur hierdie veroordeling, vrees en daar te plaas. Die Bybel wys ook vir ons die kontras hiervan. Terwyl die Satan ons aankla, is daar 'n middelaar en sy naam is Jesus Christus, wat as ons advokaat en ons verlosser vir ons intree. Elke oomblik wat die vyand besluit om my te verklaar, is daar 'n Jesus Christus wat ook daar staan as my advokaat en my verlosser. En 1 Johannes 2 vers 1 sê dit so mooi, my kinders, en die my is in hoofletters, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader. Sy naam is Jesus Christus, die regverdig. Jesus verdedig ons nie net omdat ons onskuldig is. Hy verdedig jou reeds omdat jy skuldig is. Omdat jy die straf en die skuld dra. En omdat hy reeds daardie straf en die skuld vir jou en vir my gedra het. Daarom sê Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Wat beteken, die duiwel bring hierdie aanklag en veroordeling, maar Jesus bring weer op sy beurt vergifnis
en vryspraak. Die Heilige Gees bring oortuiging, conviction, wat jou na berou en herstel lei, nie vernietiging. So wanneer jy hierdie innerlike stemme van skuld en verwerping hoor, wat jou van God af wil wegtrek, of wil wegstoot, is dit nie God wat jou verwerp nie. God se doel is altyd herstel, vergifnis, en 'n nuwe lewe in Christus. Dit is iets wat u en ek altyd moet onthou. Die duiwel beskuldig jou van jou verlede, maar Jesus vergewe jou en gee jou 'n nuwe toekoms. Jy hoef nie onder aanklag te leef as jy in Christus leef. Kerk van die Here, hierdie is 'n wonderlike nuus en 'n wonderlike boodskap wat u en ek vandag kan hoor. Ek hoef nie onder die aanklag te leef as ek in Christus Jesus is. Nou as daar iets is waarvan ons kan dankbaar wees vanmôre, is dit dat Jesus Christus hierdie straf en skuld wat op elkeen van ons se skouers moes rus, op homself geneem. Amen. Jesus is die middelaar tussen God en die mens. En die middelaar is die een wat instaan vir elke een van ons voor God die Vader. Daarom sê ek weer vanmôre vir ons, wie is ons om steeds die dinge van die verlede teen mekaar te hou? Dit werk nie so. Dit hoort nie so. As daar iets is in iemand se verlede wat jy nog nie afgesny en vergeet nie, doen dit. Jy kan nie iets teen iemand hou en sê ek wandel steeds in die Gees. Nou wil ek vir u vra, as u vanmôre hier moet sit en sou dink, waarmee is Jesus nou besig? Wil ek graag vir u in Engels 1 John 2 verse 1 lees, omdat hy so baie mooi duideliker sê. En ons het dit nou gelees in Afrikaans. Hy sê, my little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, who is Jesus Christ, the righteous one. So wanneer jy in Johannes 2 die woord advokaat gebruik, kan jy hierdie woord advokaat nie regtig in die Engelse konteks so mooi uitgebeeld kry, soos in die Griekse vertaling. In die Griekse vertaling het 'n baie meer eksplisiete geregtelike term wat hulle hom uitbeeld. So, dit was in 'n hofsaal term of in 'n geregshof term gewees. Met ander woorde, soos ons litigators en prokureurs in die howe het ons ook verdedigingsadvokate. Dan het ons natuurlik die aanklaers. En as ons die Engelse woord advokaat vertaal van die Griekse woord, beteken dit verdedigingsadvokaat. So as ons dink aan hierdie scenario, kan ons vanmôre vir onsself voorstel dat die riem waarin God homself tans bevind, soos 'n hofsaal gebruik word, of soos 'n geregshof of 'n verhoorplek. Dit beteken dat Jesus elke oomblik van die dag voor God die Vader staan as my verdedigingsadvokaat. As jou verdedigingsadvokaat. As elke kind van God, elke gelowige se verdedigingsadvokaat. Vir jou en vir my. Die woord leer ons dat Jesus is die versoening vir ons sondes. Versoening beteken dat Jesus die middel is waardeur ons verhouding met God herstel was. Ons sonde het 'n skeiding tussen ons en God veroorsaak, maar Jesus het deur sy kruisdood die prys kon betaal sodat hierdie skeiding weer versoen kon word tussen God en die mens. En hy het dus die straf vir hierdie sonde gedra sodat ons vergewe en weer met God versoen kon word. Ek dink 'n bietjie aan die volgende. Hier is dit waar dit regtig wonderbaarlik gesien kan word.
Dit is wat my hart vanmôre so opgewonde maak. Want die Bybel sê vir ons in die boek van Openbaring, dat die Satan die aanklaer is van die broers. Hy word so genoem. Met ander woorde, hy is die beskuldiger, wat in Grieks vertaal word as die aanklaer. Die boek van Openbaring gee vir ons die voorstelling dat die plek of die helling waarin God tans is, soos 'n hofsaal of 'n geregshof kan beskryf word. Hoekom? Want daar's aanklaers en daar's verdedigers. Dan verder, dat die Satan die aanklaer is, wat jou sonder ophou, non-stop, letterlik met elke sonde wat jy doen, probeer veroordeel voor God die Vader. Stel jouself voor, elke keer wanneer jy sonde, staan Satan op voor die Vader. En hy sê in wese, Yahweh, God die Almagtige, want hy weet, hy is Yahweh. Hy weet, God is die Almagtige. Hy moet aan God die eer gee. En sê hy, Yahweh, God die Almagtige, ek wil u net in kennis stel, dat Chris Joubert het so pas gesondig. En ek wil u net herinner, hoor hoe slim is die vyand, kerk? Dink bietjie daaraan vanmôre. Die vyand ken die woord beter as ek en jy. Hy weet presies wat in hierdie skrif opgeskryf staan. Presies. Dan kom hy en dan gee hy hierdie sonde wat Chris Joubert so pas gepleeg het voor God, en dan sê hy vir God, en ek wil u herinner dat u in u eie geskrewe woord, dit wat u geskryf het, o God en Almagtige, het u gesê dat wat ek in hierdie woord sê, dat die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woord sal bly staan. Luister mooi, die Satan herinner God aan wat hy geskryf het. En Satan staan voor God en hy haal hierdie volgende teksverse aan vir God. Want hy weet presies wat die woord van God sê en wat daarin geskrywe staan. En hy sê vir God, Chris Joubert het hierdie en daai sonde gepleeg, en omdat u woord sê dat alles in hierdie lewe sal verbygaan, maar u woord sal bly staan, dan haal ek vir u, o God Almagtige, die volgende verse aan. Matteus 24:35 sê u, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. U woord sê vir ons in Jesaja 40:8, die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand tot in ewigheid. U woord sê, o Here die Almagtige, Jesaja 55:11, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waarna toe ek dit stuur. Hierdie is tekste wat Satan aanhaal. En na hierdie teksverse uit God se woord vir hom aangehaal het, sê hy vir God, u woord sê ook, dat elke sonde die dood verdien. Haal nog 'n vers aan, wat in die woord opgeskryf is, en hy sê vir die Here, dit staan daar geskryf, Romeine 6:23, want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En dan gaan hy verder as die aanklaer. En hy sê, omdat Chris Joubert so pas gesondig het, en soos u woord self sê, verdien hierdie sonde die dood. En daarom eis ek, dat u, luister eens elkaar, daarom eis ek, dat u en u geregtigheid vir Chris Joubert veroordeel tot die ewige dood. Want dis wat u in die woord geskryf. Want u woord sê die sonde verdien die dood. Maar ek dank God vir sy genade
En vir 1 Johannes 2 vers 10, wat vir ons sê, dat Jesus op daardie oomblik vir ons as kinders van God, verbeel jou kerk, verbeel jou, jy staan in hierdie hofsaal, of in die geregshof, waar Jesus langs jou staan. Op daardie oomblik, wanneer Satan al hierdie dinge gesê, en elke skrif van God aangehaal het, en God weet, hy kan nie teruggaan op sy woord nie, staan Jesus Christus op, en hy sê, heel achtbare, ek het beswaar teen die Satan. Ek het beswaar. Ek staan vanmôre hier, as Chris Joubert, sy verdedigingsadvokaat, goedness. What a mighty God we serve. Jy moet onthou, wanneer 'n verdedigingsadvokaat in 'n regshof instap, of staan om iemand te verdedig, kan hy nie pleit om genade vir die persoon wat aangekla is teenoor hierdie regter nie. Dit sal daardie oomblik absoluut niks beteken as jou advokaat voor God of voor die regter verskyn en vir hom moet sê, sal jy hom asseblief nog 1 keer vergewe. Laat dit nog net hierdie 1 keer verbygaan, Here. Terwyl die aanklaer reeds al die feite en bewyse gegee het, dat die sonde die dood verdien. Maar, wat 'n verdedigingsadvokaat doen, is om 'n saak vir vryspraak aan te bied. Wanneer 1 Johannes 2 vers 2 sê, hy is die versoening vir ons sondes, is die woord versoening 'n groot en kragtige woord, wat beteken dat daar is reeds 'n betaling gemaak. En dat hierdie betaling voldoen was aan die skuld van hierdie skuldige. Stel jou 'n bietjie voor, elke keer as jy sondig, staan Satan op en eis veroordeling vir jou lewe. Want dit is presies wat hy doen. Elke keer as jy as kind van God sondig, is hy vinnig daar om jou aan te kla. Hy probeer elke dag om kinders van God te herinner aan hulle foute, te herinner aan hulle sondes en hulle mislukkings. En hy fluister leuns, soos hulle is nie goed genoeg nie vergewe nie, of nie werklik by God welkom. Sy doel is om skuld, skaamte en veroordeling te gebruik om gelowiges verder van God af weg te laat trek. En om hulle geloof te verswak. Maar die woord van God wys ook baie duidelik dat Satan se aanklagte nie die finale woord het nie. Want teenoor sy beskuldiging staan Jesus Christus as ons voorspraak by die Vader. Waar Satan aankla, verdedig Jesus. Waar Satan veroordeel, bring Jesus vergifnis. Waar Satan die verlede gebruik om jou te breek, gebruik Jesus sy kruis om jou te herstel. Daarom sê Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is. Dit beteken dat die daaglikse aanklagte van Satan nie bedoel is om ons te laat opgee nie, maar eerder om ons identiteit in Christus te bevraagteken. Die gelowige moet leer om hierdie stemme te toets. Ware oortuiging van die Heilige Gees lei altyd tot berou en terugkeer na God. Terwyl Satan se aanklagte lei tot hopeloosheid en afstand tussen God en die mens. En die verskil is belangrik. God trek jou nader en Satan probeer jou wegstoot. Maar dan staan Jesus op en hy sê, beswaar eerlagbaar. Ja, eerlagbaar. Chris Joubert het gesondig. En ja, elke sonde verdien die dood, soos wat hy sê in die woord. Soos wat die aanklaer ook gesê het, dat elke sonde die dood verdien. Dit is so edelagbare. Dan gaan hy verder en hy sê, maar, edelagbare, ek het reeds na die kruis toe gegaan. Ek was reeds dood
vir daardie sonde. Ek het ook my bloed vir daardie sonde uitgestort. En edelagbare, dit sal onregverdig wees. U sou 'n onregverdige regter gewees het, as u hierdie selfde sonde 2 keer straf. En so edelagbare. Ek vra nie om genade vir Chris Joubert. Ek eis geregtigheid vir my bloed. Want deur my offer, en my bloed, en my dood, moet Chris Joubert vergewe word. En elke keer sê die Vader, vrygespreek deur die bloed van Jesus. Waarom kan ek vanmôre sê, ek is skuldig, en ek is gered. Ek word vrygespreek deur God die Vader. Maak nie saak hoeveel aanklagte teen my gelê word, want Jesus het reeds vir die sonde betaal. Daarom behoort ons te kan sê vanmôre, ek wil nie meer in sonde leef. Ek wil nie meer deur die aanklaer aangekla word. Ek wil nie hê dat Jesus Christus elke keer moet opstaan en vir my vra vir vryspraak. Skuldig, maar vrygespreek. Skuldig, maar gered deur die prys wat Jesus betaal het vir my sonde. Elke sonde op hom geneem, sodat u en ek vanmôre kan sê, ons is vrygespreek deur die bloed van Jesus. Prys sy heilige naam. Ons almal staan voor God as mense wat tekortskiet. Die waarheid is eenvoudig en eerlik. Ek is skuldig. Ek is 'n sondaar. My eie gedagtes, woorde en dade wys dat ek nie volmaak is nie. Dat ek nie God se heilige standaard bereik of kan bereik deur my eie krag. As ek regverdig voor God moet staan op grond van my eie lewe, sou ek geen hoop gehad het. Sonde bring skeiding, skuld en geestelike dood. Dis wat Satan belê. En niemand kan homself daarvan bevry. En dan kom die wonder van die evangelie. Ek bly nie vasgevang in my skuld nie. Jesus Christus het gekom as die volmaakte lam van God. Hy het nie net vir die wêreld se sonde gesterf nie, hy het ook vir my en vir u sonde gesterf. Aan die kruis het hy die volle straf gedra wat ek verdien het. En deur sy bloed is ek skoon gewas en vrygespreek. Wat ek nie kon doen nie, het Jesus volbring. Daarom is my identiteit nie meer veroordeelde sondaar, maar vergewe en geredde kind van God. Hierin lê die krag van genade. Ek word nie gered omdat ek goed genoeg geword het nie, maar omdat Jesus goed genoeg was. Sy opstanding bevestig dat die skuld betaal is en dat die nuwe lewe moontlik is vir elke een wat in hom glo. Daarom leef ek nie meer onder die las van veroordeling nie, maar onder die lig van vergifnis en herstel. Selfs wanneer ek struikel, hardloop ek nie weg van God af. Ek hardloop na God toe. Want in Christus is daar altyd vergifnis en 'n nuwe begin. So vandag is die uitnodiging eenvoudig, maar diep. Erken vanmôre jou behoefte aan God. En laat gaan die gedagte van selfregverdiging. Ontvang vanmôre die genade wat reeds aan die kruis vir elkeen van ons betaal is. Jy hoef nie jou eie skuld te dra, want Jesus het dit reeds gedoen. Jy hoef nie jouself te red nie, Jesus is reeds jou verlosser. Kom net soos wat jy is, met eerlikheid en berou, en ontdek die vrede van 'n hart wat vrygespreek en gered is. En ek sluit af met die volgende waarheid. Ek is skuldig aan myself. Ek is gered in Jesus Christus. En ek is vry omdat Jesus die prys betaal het. En omdat ek hom liefhet, behoort ek nee te sê vir sonde. Nee te sê vir die dinge wat hom seermaak.
en nee te sê vir die dinge wat hom teleerstel. Kom ons bid saam. Vader, ons kom vanmôre voor U met dankbare harte. Here, as ek net vanmôre kan dink dat elke keer wanneer hierdie aanklaer opstaan voor God, en die ergste van dit alles is dan haal hy die skrif na, waarin hy vir God vertel wat hy in sy woord gesê het. En dat dit wel so is, dat die sonde die dood verdien. En dan dank ek U, Here, dat Jesus Christus as my middelaar, as my verdedigingsadvokaat, nadat al hierdie aanklagte neergelê is, nadat al my sonde voor God neergelê is, en uitgewys is, en elke skrif uit die woord aangehaal is, om te verseker dat God weet, en om te herinner aan sy woord, om Jesus Christus, en hy staan ook op, en hy sê, ek het beswaar, eerlagbaar, want dit sal onregverdig wees, om hierdie kind van my weer te straf vir dieselfde sonde, as die sonde waarvoor ek reeds doodgegaan het. Jesus, hoe sê ons dankie? Hoe kan ons as kinders van God vanmôre sê dankie, Jesus? Anders as om onsself vir Jesus te gee. Anders as om vanmôre te sê, Here, ek gaan vanmôre weer opnuut my rug draai op die wêreld, my aangesig tot God wend. Anders as om te sê, van vandag af, Here, keer ek weer my totale lewe om na Christus toe. Want U het nie net aan die kruis gesterf vir ons, Here. Die woord is baie duidelik dat U elke dag instaan as die middelaar, as die advokaat, om my lewe te regverdig terwyl ek 'n sondaar is. Help ons dan, Hemelse Vader, dat ons hierdie wil in ons harte sal ontwikkel, om te sê, ek wil nie meer sonde doen. Ek wil nie meer my ou self wees nie. Want ek skuld dit vir U, Here, vir die prys wat U betaal. Ek wil nie hê dat U dag en nag moet opstaan en sê, ek het beswaar, edelagbare. Hierdie kind van my, sy naam het weer opgekom in hierdie boek. U kind van my word weer aangekla vir dieselfde sonde. Dag in en dag uit word hierdie aanklaer voor U neergelê en alles wat hy doen word voor U gegee. En dan moet ek weer kom en sê, ek het gesterf vir hierdie sonde. Help ons, Here, dat ons regtig waar uit ons hart uit probeer om nie meer te sondig. Veral nie opsetlike sonde. Verander ons harte, Here. Verander ons gedagtes, vernuwe dit. Dat ons U nooit sal teleurstel, O God. Dat ons U hart sal gelukkig maak wanneer U na ons kyk. Ek dank U vanmôre, Here, dat elke een van ons 'n keuse het om vanmôre weer opnuut om te keer
en 'n totale oorgawe aan God te kan maak. Ek bid vanmôre, Here, vir elkeen van ons, dat ons opnuut vanmôre weer sal terugdraai na God. Dat ons sal vergeet van gister en fokus op vandag en môre. Seën vanmôre elkeen van ons. En ek dank U dat ek vanmôre weet en weer opnuut kon hoor dat Christus die een is wat opstaan vir my elke dag. Maar ek dank U ook, Here, dat die Gees my kan verander. Dat Jesus nie hoef op te staan vir my elke dag. U het reeds die prys betaal, Here. Daarom behoort elkeen van ons alles in ons vermoë te doen om ons lewens te leide met God se behaag. Help ons, Here, om ontslae te raak van al ons bagasie en al ons dinge van die verlede en alles, Here, wat ons nou nog doen, wat ons weet God nie behaag. Dat ons dit sal afsny en uitsny uit ons lewens uit. Dat ons skuld het vir God. Dankie vir die woord. Dankie vir die Gees. Ek wil nou bid, Here, dat hierdie woord wat vanmôre uitgegaan het in elkeen se hart sal bly. Dat ons sal onthou dat ons die keuse. En net ek kan daardie keuse maak. Niemand kan vir my die keuse maak. Dat ons elke oggend opnuut sal opstaan. En verklaar dat vandag wandel ek in die Gees. Sodat ek weet, daar is geen veroordeling vir my, terwyl ek in Christus is. Gees van God, wees die naprediker van die woord. Help ons dat ons dit nie sal vergeet. Dat ons hierdie woord sal vat en dit sal gaan uitleef. Dat ons ewig dankbaar sal wees. Dat ek vanmôre kan sê, al staan ek skuldig, is ek gered deur die bloed van die Lam, Jesus Christus. Amen.